Geliefdes in Christus, ek gaan nou weer 'n lied speel. 'n Lied wat my diep geraak het hierdie jaar. Wat ek by 'n vriend ontvang het, wat my bemoedig het. En die lied, sy naam is Halleluja, en dit gaan oor God en wie hy is, en sy name. En ek vra nou, vergeet van alles en almal om jou. En zoom in op God en die Here. Vir hierdie, ek dink die lied is so 6 minute. En wees net in hierdie oomblik met God, en so nooi ons hom ook in hierdie diens in. From the temple courts of Zion, hear the ancient song arise. Every tribe and every nation, lifting praise up to the sky. In the language of the angels, in the tongue of David's throne, we declare your glorious names. Make your glory known. The Hebrew declaration, Baruch Hashem, blessed be your name. In every language you remain the same. Hallelujah, Adonai, hallelujah.
Maranatha, come Lord Jesus, take your rightful throne. Hallelujah, you're worthy. You are God alone. The endless praise, Baruch Hashem, blessed be your name. Shalom upon your people. The song goes on. L'olam va'ed, forever and ever. Amen. In my geestesoog sien ek, as ons eendag die hemelpoorte oopmaak, dis die tipe musiek wat ons gaan hoor. Het julle dit gevoel? Hierdie lied het my hierdie jaar gedra, as ek weet hier kom 'n uitdaging, dan roep ek hom aan met hierdie lied. As ek bietjie bekommerd was, oorlaai was, raad op was, dalk bietjie moedeloos was, het ek die Here so aangeroep, en deur hierdie lied het hy my krag gegee, en die gety het gedraai, die oplossings het gekom. Ek begin vanmôre, moet ek bely, voor die hele gemeente hier en die gemeenskap. Ek, Janeman Roberts, is 'n sondige mens van natuur. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Ek is skuldig aan van hierdie sondes wat ons lees in Galasiërs 5 vers 19. Op 'n meer persoonlike vlak as ek introspeksie doen, kan ek vir julle sê, ek spandeer al te min tyd in my Bybel, te veel tyd op my foon, die hedendaagse Baal waarvoor ons ure op 'n dag buig, en kyk en tyd vermors. Ek twyfel. Ek maak staat op my eie insigte en kragte. Soms plaas ek my besigheid en boerdery voor God en my gesin en my kinders. Dit gaan party daar maar rof daar by die Roberts gesin, daar in Burmanstraat 13. Maar jy sien, verhoudings met mekaar is soos ons verhouding met God. Daar kom risie en verskille, maar daar kom versoening en vergifnis. Maar die band bly, en deur die volharding versterk ons die band. Ek is 'n sondaar. Jy sien, my gees is gewillig, maar my vlees is swak. Dis 'n daaglikse stryd op my pad na verheiliging. En daardeur sê ek nie, ek is heilig nie. Elke dag het ek 'n wit en 'n swart hond wat ek kos gee. Ek en my vriend Paul spot altyd, ons gee daai hond weer biscuits. Maar geliefdes, vandag, Kersdag, kan ek jubel en juig, en julle moet ook jubel en juig, want ons vier die koms van Immanuel, soos ons die pragtige lied nou net vanmôre gehoor het. Ons vier die koms van Immanuel,
God met ons. Dis Kersfees. Ons verlosser het gekom. My redder het gekom. En dis die goeie nuus. Ons dank die Heer vir sy genade en liefde wat hy aan ons tentoonstel in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste geliefde seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Met hierdie hele aanloop tot die Kersboodskap vandag, het die Gees begin te werk en gedagtes en idees en in my kop geplant en dit was 'n warwoel van klomp goed en ek het woord ontvang en tot maandag nog het ek 'n idee gehad maar ek moes hierdie ding bymekaar bring en tot maandag nog het ek vir die Here gevra, Here bevestig die woord wat ek vandag gaan bring. En deur my goeie en geliefde vriend en broer in Christus het ek 'n boodskap ontvang op ons selgroep om juis vandag se boodskap te bevestig. Luister mooi. The greatest danger to the soul is not dramatic sin, but quiet spiritual drift, fueled by distraction, pride, and self-deception. Ekskuus, my mond so 'n bietjie droog. En dit was toe die bevestiging tot die woord wat ek deel van die kernkersboodskap wou maak. Ek lees vir julle Efesiërs 2 vers 8. Hentie gee vir my daai gedeelte aan. Ek het helpertjies hierso vandag, want ons gaan 'n paar keer in die Bybel dwaal, sodat julle weet dit kom nie van my af nie, maar dis woord van God. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 lees ek vir julle. Waar is ons nou? Efesiërs 2 vers 7 vers 8. Dit is mos die genade wat vir julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. So ons hoor is nie uit ons fansigheid, dat ons die verlossing ontvang nie deur dade nie. Geliefdes, ek het hierdie woord ontvang. Satan het niks teen morele waardes nie. En skies, ek gaan nou 'n bietjie wegraak hier in my notas, want ek wil dit reg oordra. Satan het niks teen goeie morele waardes nie. Satan is net gekant teen Jesus Christus. Satan gee glad nie om of jy 'n goeie persoon is nie. Hy gee nie om of jy by die sopkombuis help nie, kospakkies uitdeel nie, of jy papiere optel en die natuur probeer skoonhou deur te herwin nie, of jy 'n ou maatjie oor die straat help nie. Hy gee nie om of jy 'n vriendelike en 'n vrygewige persoon is nie. Hy gee ook nie om dat almal in jou gemeenskap van jou hou nie. Jy sien, Satan begin omgee as jy die knie voor Jesus buig. Dit begin hom te hinder. En hier is die belangrike deel, hier is die misleiding, wat miljoene mense vervloek en op 'n dwaalspoor sit. Satan het baie mense oorheet of gekil dat moraliteit
gelykstaande is aan geestelikheid of geestvervuldheid. En dat om 'n goeie mens te wees, is dieselfde as om 'n ware Christen te wees. Dat as jy net reg lewe en mense goed hanteer, en jy vermy die groot sondes, dat jy aanvaarbaar vir God sal wees. My liewe vriende, dit is 'n leenregheid uit die put van die hel. Vat maar die Fariseërs, hulle het uitstekende morele waardes gehad, hulle het die wet pynig gevolg. Hulle was gerespekteer, gedissiplineer en godsdienstig toegewyd. Maar Jesus self het hulle kinders van die duiwel genoem. Hoekom vra jy? Nie omdat hul morele waardes sleg was nie, maar omdat hulle morele waardes Jesus vervang het. Jy sien, Satan se grootste toertjie is nie om slegte mense slegter te maak nie. Sy triek lê daarin dat hy goeie mense maak dink dat hulle nie 'n redder en 'n verlosser soos Jesus nodig het nie. Dink oor die ateïs, die ou wat glad en niks glo nie, wat die boemelaars kos gee. Hy dink hy's goed genoeg sonder God. Dink aan die boeddhis wat deernis uitleef. Sy dink sy's verlig sonder Christus. Dink aan die moslim wat 5 keer 'n dag bid. Hy dink hy's geregtig voor Jesus of sy God. En hier is die een wat ons raak. Die morele Christen, wat kerk toe gaan, sy 10de gee, groot skandaal vermy, wat dink hy's gered sonder bekering. Broers en susters, almal van hierdie bogenoeme is op pad na dieselfde plek toe. Die ewige skeiding van God. Die hel. Morality doesn't save, Jesus saves. Net deur Jesus, soos ons gehoor het in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Jy sien, Satan is mal oor morele mense, wat Jesus verwerp. Hulle is sy beste advertensie, dat jy jou weg hemel toe kan verdien. Hulle is lewendige bewyse dat jy vriendelik sonder Christus kan wees. Dat jy vrygewig sonder God kan wees. Dat jy dissipline sonder die Gees kan hê. Dat jy gerespekteer kan wees sonder verlossing, maar nog steeds verlore is. Die gevaarlikste mense in die hel gaan nie die moordenaars en die verkragters wees nie. Dit gaan die morele uitstaande burgers in die gemeenskap wees. Wat nie Christus erken nie. Wat nie 'n lewende verhouding met Christus het nie. Hulle wat gedink het hulle goedheid was genoeg. Hulle morele waardes en hulle goedheid het hulle gode geword. En Satan lag, want hy het sy doel bereik om hulle weg van Jesus te hou. Jy sien iets wat baie Christene dalk nie besef nie, is dat Satan hoef jou nie slegte goed te laat doen nie.
Hy moet jou net verhoed om die een ding te doen, om volkome oor te gee aan Christus, om die knie te buig. As hy jou kan kry om jou morele waardes in plaas van Jesus te vertrou en sy offer aan die kruis, om staat te maak op jou goedheid in plaas van God se genade, om op jou werke te vertrou, of jou dade, in plaas van Jesus se voltooide werk, en die daad wat hy gedoen het aan die kruis, dan het Satan gewen. Jy kan 'n morele lewe lei en nog steeds verlore doodgaan. Jy kan 'n goeie persoon wees of gewees het en nog steeds gaan jy geoordeel word. Eendag, wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Jy kan vermy om al die groot sondes te doen en nog steeds opeindig verwyder en geskei van God vir ewig. Jy sien, die enigste sonde wat vir jou ewig veroordeel is die ontkenning van Jesus in jou lewe. Nou jy gee vir my Johannes 3 vers 36. Dankie my kind. Wie aanhou glo in die Seun het nou reeds die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel van God rus op hom. Daar hoor julle dit self uit God se woord. Dis nie ek wat hierdie woord bring nie. Dis God self wat praat. Nie die moordenaar wie bely en glo in Jesus is vervloek nie. Nie die dief wat na Jesus toe op die kruis gedraai het, is vervloek nie. Nie die prostituut wat Jesus se voete gewas het met haar trane nie, is vervloek nie. Die morele godsdienstige persoon wat Christus nie erken nie as sy saligmaker en verlosser nie. Hy is vervloek. Sien hierdie as 'n wake-up call en 'n waarskuwing. Dis hoekom Satan van moraliteit hou sonder Jesus. Dit stuur mense hel toe met 'n glimlag op hulle gesigte, oortuig dat hulle goeie mense was. Hoe sê oom Angus Buchan altyd? Good people don't go to heaven, believers do. Hou op om aan jou waardes, op jou waardes te vertrou en begin op Jesus te vertrou. Jou goedheid gaan nie jou red nie. Jou werke gaan jou nie verlos nie. Jou werke gaan jou nie verlos nie. Net die bloed van Jesus kan jou red uit jou vleeslike aardsheid. Al die ander goed is net afleidings van Satan om jou weg te hou van Jesus. Nou wonder julle seker nou, wat 'n catch boodskap is hierdie nou? Ek het 'n tema vir hierdie boodskap, net Jesus van die krib tot die kruis. Dis die tema van hierdie boodskap, wat Jesus vir my gegee het. Net Jesus van die krib tot die kruis. Die Bybel vertel ons, die herders het dit die eerste gehoor. Wie was hierdie herders? Ons gaan nou alles bymekaar bring. Wie was hierdie herders? Bethlehem was 'n skaapproduserende gebied, hulle het met skape geboer. En hulle was geken in daai omgewing van Bethlehem vir die vlekkelose, perfekte lammers wat hulle geproduseer het vir die offers wat in daardie tyd gebring was by die tempel. Jy sien, as daardie lammers gekom het,
was hulle toegedraai in linne, en dan was daardie perfekte lammers in 'n krib geplaas om hulle te beskerm. Daardie krib was nie 'n krib van hout gemaak nie, maar daardie krib was uit klip gekap. Dit was 'n klipkrib. Sien julle dalk nou al die ooreenkoms? Jesus was nes die lammers wat vir 'n offer bedoel was, ook in linne toegedraai en vir in daardie selfde klipkrib geplaas. Hier gaan nog baie vergelykings en ooreenkomste volg. Hoekom het die herders dit die eerste gehoor? Hulle was beskou as die minste in die samelewing. Daar was neergekyk op hulle was die uitverwerpenis in God se oë. Die wat laaste is eerste. Hulle was mense wat in die wildernis gewoon het en na skape omgesien het en beskerm het. Een ding wat hulle geweet het, is hulle het skape geken en hulle het geweet hoe om lammers groot te maak. Hulle het verstaan wat dit is om 'n herder te wees. Hulle moes braaf genoeg gewees het om soms hul lewens op die spel te sit en hul skape te beskerm teen wilde diere, predatore. Hoe mooi het God self dit beplan en bewerkstelling dat Jesus self 'n herder sou word vir sy volk en kinders. Gee nou gou daar vir my Johannes 10 aan, Hentie. Johannes 10, is by Lunay. Dankie sis. Johannes 10, ek lees vir julle van vers 1 tot 19, dat Jesus self die herder was. Skape wat die stem van die goeie herder ken, volg hom. Ek verseker julle, iemand wat nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af oorklim, is 'n dief en 'n rower. Iemand wat egter deur die hek toegang verkry, is die herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy eie skape na buite gelei het, loop hy voor hulle uit en die skape hou aan om hom te volg, omdat hulle sy stem ken. 'n Vreemdeling sal hulle glad nie volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle nie die vreemdeling se stem herken nie. Hierdie beeld het Jesus vir hulle vertel. Hulle kon egter nie insien wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie op hulle reageer nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Psalm 23, né? Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Satan. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. 'n Kontrakwerker is hoegenaamd nie 'n herder nie, want dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien aankom, los hy die skape net daar en vlug weg, en die wolf vang die skape en verwilder hulle. Hy is 'n tipiese kontrakwerker en gee niks vir die skape om nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en hulle ken my. Net soos die Vader my ken en ek ook die Vader ken, en ek gee my lewe vir die skape. Ek besit ook nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook versorg. Hulle sal na my stem luister en hulle sal op een trop wees met een herder. Besef julle wat Jesus hier sê?
Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe gee, om dit weer op te neem. Niemand ontneem my lewe nie, maar ek offer dit uit my eie op. Jy sien, Jesus was nooit geforseer om aan die kruis te sterf nie, hy het dit gekies. Ek het die volmag om dit op te offer, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van die Vader ontvang het. Jy sien, Jesus sorg en beskerm. Hy bring ons by water van lewe, sodat ons sy skape, ons siele kan verkwis in sy liefdesweivelde. Soos ons lees in Psalm 23, die albekende Psalm. En dan op die einde van sy lewe op aarde, dat hy Jesus self die perfekte lam is, wat gekom het, om die finale offer met sy bloed wat gevloei het, te kom betaal aan die kruis. So van die klipkrib na die kruis, en van die kruis na die rotsgraf. Jesus se lewe het begin by 'n klipkrib en hy eindig in 'n klipgraf wat uit rots gekap was. Maar daardie rotsgraf, kan ek vandag vir julle met 'n jubelende hart sê, kon hom nie terughou nie. Jesus het opgestaan, hy leef. En die dood is vir ewig oorwin, en Satan se nek is gebreek. En dit is die goeie nuus, my vriende, wat ons moet verkondig, vandag en vir altyd. Julle het gehoor in Johannes 10, waar Jesus sê, ek het nog ander skape, wat ook myne is. Ons moet Jesus help, hierdie boodskap uitdra, om daai ander skape saam met ons, wat hom reeds ken, sy stem ken, in die kraal te kry, die hemelse kraal. Ons moet dit verkondig vandag en vir altyd. Ons moet dit uitbasyn. Immanuel het gekom van die krib tot die kruis, die dood oorwin in die rotsgraf. En so mooi, hy self het die rots geword, die vaste fondament in my en jou lewe. Here Jesus, Immanuel, Yahweh. En dit is my kerswens vir jou, dat jy 'n lewenstasbare verhouding, 'n lewendige en tasbare verhouding met Jesus sal hê. En Jesus wil dit met jou hê. Ek bid dit jou toe, sodat as die storms van hierdie lewe kom, hierdie storms om jou lewenshuis woed, dat jou huis op die vaste fondament, Jesus, die rots, gebou is. As die golwe van stres en angs en siekte, vervolging en dood, gebroke verhoudings, finansiële druk op jou huis breek, dat jy rustig op daai stormnag kan slaap, want jy weet, jou huis is gefestig op die vaste fondament, die rots Immanuel. En die gee vir my Psalm 18, ek lees vir julle Psalm 18, vers 1 tot 3, vers 26 tot 36 en vers 47 tot 49. Dis 'n Psalm van Dawid, die Here is my redder.
vir die koorleier 'n lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die lied vir die Here gesing op die dag toe die Here hom uit die mag van sy vyande van Saul gered het. Hy het gesê, ek het U baie lief, Here. U is my sterke. Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. Vers 26 tot 36. Vir die getroues is U getrou, vir die opregtes is U opreg, vir die wat rein is U rein, vir die wat vals is U vals. U red hulle wat nederig is, maar die hoogmoediges verneder U. Hoor julle waarmee ek begin het, die hoogmoediges, die Christelike hoogmoediges, die Fariseërs. U verneder U. U laat my lamp skyn, Here my God, U verlig my duisternis. Met U loop ek 'n leer storm. Met my God spring ek oor 'n muur. God se pad is volmaak, die Here se woorde is betroubaar. Hy beskerm wat by hom skuil, die wat by hom skuil. Want wie anders as die Here is God? Wie anders as God is 'n rots? God rus my toe met krag, hy maak my pad veilig. Hy maak my voete soos die van 'n wildsbok, op hoë plekke laat hy my veilig staan. Hy oefen my hande vir die geveg, my arms om 'n bronsboog te trek. U redding is vir my 'n skild, U regterhand ondersteun my, U hulp maak my sterk. Die Here leef. Ek prys my rots. Ek loof God, rots van my redding. God wat wraak neem namens my, wat volke aan my onderwerp. Hy red my van my vyande. Buite bereik van teenstanders verhef hy my. U verlos my van geweldenaars. En nou, liewe vriende, geliefdes, wat nou? Wie van julle het Romeine 12 daar? Dis nie by myne, al die boeke, ekskuus. Romeine 12. Wat nou? Nou wil ek baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot, ekskuus die knip, barmhartige vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as lewendige en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Romeine 12, gee julle self dan nou as heilige offers. Word jy dan nou 'n lighuis wat sy rots gebou is, wat sy huis, hierdie lighuis gebou is op die rots. Lig jou ken en ken jou lig. Laat die gees in jou, daai selfde gees en die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sy lig uit jou uitstraal. Om ander te waarsku, om hoop te bring, om rigting te gee, om te beskerm en te lei in die stormagtige see van hierdie lewe. Nou vra jy seker, hoe weet ek of ek die gees het? Jy sien my liewe vriend, broer en suster, as hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer bewus gaan jy van hierdie sondes waarmee ek begin het vanmôre bewus raak. Ek het gelees en gehoor, geesvervuldheid is nie as jy net in tonge kan praat, mooi kan bid, mense gesond bid, woord kan bring, lof kan sing nie.
Geesvervuldheid begin by belydenis, bewusheid van jou sondes. En om dit te bely, dat dit 'n daaglikse deel van jou lewe word, op jou pad van verheiliging. Minder van myself, meer van Jesus. En so kan jy meer vrugte begin dra, geestelike vrug, die vrug van die Gees, wat ons ken, liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid en selfbeheersing. So kan jy meer vrug begin dra, as jy toelaat, dat God jou snoei, dat jy kan bloei, en beter groei, vir hom en sy koninkryk. Ek sluit af, gaan wys vir hulle Jesus, en as dit nodig is, preach die gospel, so hoe ons leef. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde. My kind onthou, ek is altyd daar. Ek spreek graag die seën oor julle uit. Die Here sal julle seën. Hy sal julle beskerm. Die Here sal tot julle Hy sal tot julle 'n redding verskyn. Ekskuus. Hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor. En hy sal julle vrede gee. Liefde, shalom.